So vir die van u wat vanaand eers inskakel, ons praat oor hoe hoor 'n mens God se stem en ons werk met hierdie eenvoudige kommunikasiemodel. Eenvoudig sê ek, maar dit is eintlik 'n bietjie meer kompleks as wat normaalweg wat 'n mens aan net dink. Dis as jy gaan kommunikasiekunde swat, dan wys hulle vir jou so 'n kommunikasiemodel. Daar's 'n afsender en daar's 'n ontvanger. En dan is daar 'n boodskap. En dis so half die deursnee persoon hoe ver ons dink aan kommunikasie. Maar kommunikasiekunde wys vir ons daar's baie meer elemente aan kommunikasie. Daar is ook 'n medium waardeur kommunikasie plaasvind. Met ander woorde, in die geval van hierdie brief sal die medium wees briefwisseling of 'n radioprogram of 'n TV-uitsending of 'n selfoonoproep. Dit sal die medium wees waardeur die inhoud na ons toe kom. Daar's ook 'n kodering en 'n dekodering wat plaasvind, of dit nou is met 'n e-pos, of dit nou is met 'n radioprogram wat op liggolwe uitgesaai moet word, maar daar is 'n koderingsproses en 'n dekoderingsproses aan die ontvanger se kant wat dit moet deurgaan, en dit alles gebeur oor 'n tydspan of 'n frekwensie en 'n intensiteit, en op hierdie hele groot proses kan daar geraas intree, wat maak dat ons mekaar nie hoor nie, wat maak dat ons die afsender se bedoeling mis en die betekenis nie reg verstaan nie. My vrou het vandag teruggery, ons kinders het gaan aan 'n skaaktoernooi deelneem, en so op 'n stadium toe sy terugry deur die berge toe, bel sy my en ek het net so elke derde woord hoor, en toe sy by die huis stop, toe sê ek vir haar, ek het gedog julle gaan my laat weet as julle ry, en toe sê sy nee, dis eintlik toe wat hulle in die kar was. So ons het mekaar vanweë geraas wat in die proses ingetree het daar eintlik amper 'n misverstand ontstaan. En dan laastens is daar 'n gepaste reaksie op so 'n kommunikasieproses. En so vanoggend het ons gesê, wat glo ons oor die afsender? Ons glo hy kan praat, God kan praat, dis wat die Bybel vir ons sê. Hy wil praat, sy begeerte is nie om ons in die duister te hou nie. Hy speel nie met ons 'n kat en muis speletjie nie. Hy wil sy wil en homself aan ons bekend maak, en hy sal dit doen, hy gee ons daai belofte ook. So vanaand kyk ons nou dan hoe lyk 'n geskikte ontvanger aan ons kant. Môre, wat is die inhoud wat God met ons oor wil praat? Wil hy met ons praat oor 'n rooi of 'n blou hemp wat ons moet aantrek, of wil hy net met ons praat oor lewensmaats wat ons moet kies, of is dit alles tussenin? Waarvoor moet ons op die uitkyk wees? Wat is die media waardeur God praat, die medium wat God gebruik, uit die aard van die saak, die skrif, maar eintlik kom God se stem op 'n klomp ander maniere na ons toe, en ons moet dit altyd toets aan die hand van die skrif. Die skrif is die basis waarvan af dit nie mag afwyk nie. Maar sy stem kom na ons toe deur 'n klomp ander, byvoorbeeld gedagtes of drome of wat die geval kom is, ander medegelowiges. So ons gaan Dinsdag aan daaroor praat, en dan hoe dekodeer ons God se stem. Dis 'n lekker ene. Hoe prosesseer ons, hoe ontpak ons, hoe ontsyfer ons dit wat ons dink in ons gedagtes, wat ons hoor by die Here. Hoe weet ons dit is waarlik God? En dan teen watter frekwensie praat God met ons? Ek sal daar graag met jou wil stil staan so 'n bietjie oor die onderskeid wat in die Christendom getref word tussen 'n rema en 'n logos woord van die Here. Nou, en dan sluit ons Sondagoggend af, wenke om God se stem reg te hoor. Maar daar's meer aspekte aan hierdie kommunikasiemodel as wat daar geleenthede is vir preke. So ek gaan Vrydag aand praat oor watter geraas kan tydens die proses intree, wat maak dat ons dalk God se stem nie reg hoor nie. En Sondag aand 'n ander groot misverstand wat daar bestaan onder ons as gelowiges, hoe praat God met ons spesifiek oor sonde? So nie een van hierdie sessies is jy verplig om hier te wees nie, nie een van hulle nie. En ek wil regtig sê, nog minder die Vrydag aand en die Sondag aand. Is net as dit jou interesseer, as dit vir jou goed is om hier te wees, is jy baie welkom. Of ons 3 is en of ons hoeveel is, ons praat. Dit gaan vir my groter gemoedsrus wees as ek voel ek kan deur die
deur die reeks kom en ons kan hom ontpak as wat 'n mens goeders moet aframmel of nie dit kan deurpraat nie. Die enigste ding is net om die res van die span nie uit te put nie, gaan ons nie dan ook kinderpinkster hê en ook nog lof en aanbidding en ook nog sop en broodjies en so ons gaan daai Vrydag en die Sondag aand gaan dit net ons wees. En dan is daar natuurlik herhalings in die oggende 10:00 behalwe ook vir daai Vrydag en daai Sondag aand. So, hoe lyk 'n geskikte ontvanger? Medegelowige, nou die dag, ek en Lindy sit so aan weerskante van 'n tafel en werk, en Lynn sê vir my op 'n stadium, so wat sal jy kies, 3:30 of 4:30? En ek kyk op en ek sê of vir haar 3:30 of 4:30 wat? En sy sê vir my om vir Paul by die dokter af te laai. Ek sê Paul by die dokter. Dit was my 'n verskriklike vreemde manier om 'n gesprek te begin. Hoe kan sy begin op hierdie, en sy sê, Nadia, ek het vir jou gesê, die skool het gebel, hy is siek, ons moet hom gaan aflaai, ek sit hier met Intercare se besprekingslys vir my, hulle kan ons of 3:30 of 4:30, ek het nou net met jou deur die hele ding gepraat, jy het gesê, Sy hou vol, dit is wat gebeur het, I don't think so, maar dis wat sy sê. Het dit al met julle gebeur, is van julle lewensmaats ook so? Nee. So, maar sy hou vol, dit is wat regtig gebeur het. Ek dink, ek moet dit tot my nadeel sê, tot my regtig my skaamtenis. Dit gebeur veel meer met my as wat ek sou wou hê. Ek kom verskriklik baie keer agter. Sy praat met my, sy sê vir my goeters en dan op 'n stadium, dan weet ek ook, ek moet sê nou maar kinders gaan haal en ek weet sy het erns, ek kan onthou daar was 'n geritsel in die agtergrond dat sy vir my dit gesê het, maar ek het nie 'n klou nie, dan sal ek sê so, ek sal dit vreeslik beleefd doen. Ek sal sê so, jy wil ek moet die kinders gaan haal en dan rek ek dit uit. Dat in die hoop dat sy tot my redding kom. Ek sê so dit is David. En dan sê ja by die sporthek. Ja, hoe laat? En dan weet ek nie, jy weet, so dit gebeur verskriklik baie. Ek is so skaam daaroor. Maar ek dink dit wys vir ons dat as 'n mens nie hoor nie, is dit nie noodwendig die afsender se skuld nie. Nee. En wanneer ons oor God praat, is dit definitief nie sy skuld nie. Dit kan wees dat die ontvanger net nie op daai oomblik regtig ingestel is nie. Dat die ontvanger se aandag op ander plekke is. En daar's 'n ongelooflike gedeelte wat vir my in die Bybel beskryf word in 1 Samuel 3 vers 9, baie bekend van toe besef Eli dat die Here die seun geroep het en Eli sê vir Samuel, gaan lê en as iemand jou weer roep en sê, praat Here, u dienaar luister. En ek dink baie keer na oor hierdie rol van Elis in ons lewens. Ons maak nou baie gewoonlik van Samuel en hoe God met Samuel gepraat. Maar het jy al gedink aan Eli? Wat sou met Samuel gebeur het as Eli nie daar was om vir hom te mentor nie en om vir hom te sê, gaan maak nou so. En wees op die uitkyk vir dit. En as jy dit weer hoor, sê dit. So daar is 'n klomp Elis in die geestelike lewe, in geestelike leiers, na wie ek ook opkyk, en by wie ek graag leer oor hoe om die stem van die Here te hoor. En ek wil baie graag vanaand met jou deel, wat sê hierdie Eli-figure in hulle boeke oor hoe lyk 'n geskikte ontvanger. Ek wil vir jou so ritsgoeters opnoem. Ek het so onrustigheid in my, want ek is so bang dit klink, of jy eers 'n perfekte ontvanger moet wees, voordat jy kan hoor. En dis regtig nie die bedoeling nie. God is so soewerein, daar's oor genoeg voorbeelde, dwars deur die Bybel, van waar hy net kies om met mense te praat, al het hulle glad nie aandag aan hom gegee nie. Maar ek dink met dit gesê, is dit ook so, dat ons 'n
'n liggaamshouding kan inneem, waar ons regtig meer ontvanklik kan wees vir God. Want hy praat inderdaad aanhoudend met ons, en ons mis baie van dit. So die gedagte is nie, asseblief, dat jy moet perfek wees voordat jy kan hoor nie. Maar ek deel graag met jou wat die Eli-figure in my lewe vir my sê oor hoe 'n geskikte ontvanger lyk. En die eerste ene is verjaag vrees. Die Eli-figure in my lewe sê vir my dat wanneer jy praat oor God se stem en om leiding te soek by God, is daar 'n klomp angs wat by mense ontstaan. J.I. Packer skryf hieroor in sy boek God's Will. The more earnest and sensitive a believer is, the more likely he or she is to be hung up about guidance. And if I'm any judge, the evangelical anxiety level on the subject continues to rise. Why is this? The source of anxiety is that a desire for guidance is linked with uncertainty about how to get it and fear of the consequences of not getting it. So wat hy sê is, hy merk op, hierdie Eli-figuur merk op, dat as jy X en 'n Y astrek en jy sê, hoe meer toegewyd iemand is, hoe groter is die kans dat daar angs is by hulle, hoe groter is die angs wat hulle leef, rondom, hoor hulle die Here reg of nie. En jy krap eintlik jou kop en jy sê, maar hoekom is dit so? Dis deels omdat daar soveel meer besluite nou is wat geneem moet word as net 100 jaar terug. 100 jaar terug het mense nie besluit met wie hulle moet trou nie, hulle het nie besluit waar hulle gaan werk nie. Jou ouers het dit vir jou besluit, jy het die familie ambag oorgeneem. En intussen moet jy hierdie reuse besluite nou, vandag, self maak. Plus besluit of jy hierdie maand die kar se bande op krediet gaan vervang, en of jy gaan wag totdat jy genoeg kontant het, en watter skool gaan jy jou kinders sit, en. So die besluite is soveel meer, soveel groter, en daarom soveel meer angs. En wat al die geestelike Elies in die werke skryf, is dat ons moet 'n doelbewuste besluit maak om vrees te verdring, te weg te jaag, ontslae raak van dit. Spesifiek vrees soos, vrees dat God my dalk nie inligting sal gee wat ek nodig het om binne sy wil 'n besluit te maak nie. Dat God dit nie gaan gee nie. Ons weet hy gaan dit. Hy maak daai belofte. Ons moet vry wees van die vrees dat ek dalk nie God se wil sal kan verstaan as hy dit wel in my oor dra. Hy gee dalk vir my 'n boodskap, of daar kom iemand en praat iemand met my en ek dink dit is wat die Here vir my sê, maar ek verstaan dit verkeerd. Los daai vrees. Die Here sal sorg dat jy presies weet. Wees vry van die vrees dat 'n vorige besluit wat jy regtig gedink het jy in geloof neem, nou na die tyd blyk, dit was 'n fout gewees. Ons is verskriklik goed daarmee om weer terug te gaan op besluite en dit te herevalueer met wat ons kon gedoen het. En dan kastei ons onsself. Wees vry ook van die vrees dat sonde selfs kan lei dat jy God se plan vir jou lewe mis. Wees vry van dit. En ek wil hier net hierdie aanhaling van F.B. Meyer aanhaal. Hy het 'n boek geskryf, Guidance of God, en dit is my so kragtig. Hy sê, wanneer jy eintlik op hierdie plek kom van om te dink aan jou as 'n geskikte ontvanger, kan 'n mens kom op hierdie plek waar jy bewus word van al hierdie foute wat jy maak en hoe jy nie goed genoeg is nie. En dan sê hy, dink net eers weer 'n bietjie mooi, our standing in Jesus changes not. It is like himself. Ons stand voor Christus is soos Christus. The same yesterday, today and forever. It did not originate in us, but in his everlasting love, which foreseeing all that we should be, loved us notwithstanding all. It has not been purchased by us, but by his precious blood, which pleads for us as mightily and successfully when we can hardly claim it, as when our faith is most buoyant. It is not maintained by us, but by the Holy Spirit. So mooi
'n vorige eeu se engel so gewigtige uitspraak om te sê, moenie dit vrees jou lam lê nie. Jou stand voor God word nie bepaal deur hoe presies jy alles reg gekry het nie. Jou stand voor God word bepaal deur Christus. So dis miskien 'n belangrike wegspringplek. Onthou dit ook met al die ander punte. Dis nie ons uiteindelik wat maak dat ons geskikte ontvangers is nie. God sorg daarvoor. Maar ja, ons kan 'n spesifieke postuur inneem wat ons ontvanklik maak vir sy stem. Soos om te verwag dat God sal praat. A.W. Tozer skryf oor hierdie, hy skryf oor hierdie geleentheid waar Filippus hulle die Grieke na Jesus toe gebring het en toe vind hierdie plaas, daar het 'n stem uit die hemel gekom. Ek het my naam verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan het dit gehoor en gesê dat daar 'n donderslag was. En A.W. Tozer skryf in sy boekie, ek dink dit is dis God Speaks to the Man Who Listens of sweet, hy het 'n paar geskryf, maar hy skryf in hierdie boek van hom, our thought habits, oor hierdie spesifieke gedeelte, our thought habits are those of the scientist, not those of the worshipper. We are more likely to explain than to adore. It thundered, we exclaim, and go our earthly way. Die Grieke hoor hierdie donderslag, hulle sê, of hierdie stem, hulle sê dis 'n donderslag, in plaas van om dit te vat vir wat dit is. Dit sê nie dat ons elke liewe dingetjie wat met ons gebeur vir soetkoek moet opeet nie. Ons elke ou wat aanspraak maak uit God se stem moet hoor, net moet aanvaar sonder om kritiese vrae te vra. Dis nie wat dit sê nie. Wat dit probeer sê, is dat ons moet pas op dat ons wêreldbeeld so geslote is, dat daar naderhand nie meer plek is vir God om met ons te praat nie. Dat ons eintlik funksionele ongelowiges geword het. Ons bid nog, maar ons glo nie eintlik God hoor nie. Ons glo nie eintlik hy kan reageer nie. Want wat hy ook al doen, gaan ons dit wegverklaar as 'n toevalligheid of wat die geval ook al mag wees. So in ons wêreldbeeld, ja, vra kritiese vrae, definitief. Moenie alles vir soetkoek opeet nie. Maar kom ons hou in ons wêreldbeeld 'n openheid dat God waarlik kan, wil, sal praat. Vir my tussengangers. Peter Lord het 'n baie goeie boek geskryf, Hearing God. En Peter Lord skryf dat ons sien moes waar die volk by Sinai byeenkom en God daar verskyn aan die volk en sê die volk, nee, ons Moses, sal jy gaan en met God praat? Want ons wil nie met hom praat nie, anders gaan ons sterf. Hulle kies 'n tussenganger, 'n substituut in plaas van verhouding self met God. En dit is 'n baie bekende geloofsuitdrukking, geloofsopvatting, dat dit is wat daar skeef geloop het by Sinai berg, dat die volk nie vir verhouding gekies het, maar vir 'n substituut gekies het. En hy maak die punt dat ons vandag nog besig is om substituute te kry, tussengangers wat eintlik hulpmiddels is, maar naderhand plaasvervangers word vir verhouding met God. En dis een waarmee ek self baie sukkel. Peter Lord noem voorbeelde goed soos Christelike boeke, Christelike programme, en potgoeie, of in die tyd wat hy die boek geskryf het, tapes, CD's wat jy luister, preke, Christelike seminare, kampe, werkswinkels, eredienste, Christelike beraders, spesifieke geestelike leiers aan wie se lippe ons hang. En dis nie dat enige van hierdie goed as sulks vals is, sleg is nie. Al hierdie goed is so waardevol, maar die probleem hiermee is dis gerieflik. En dit word hierdie plaasvervangers word iets in ons, dit verdring naderhand verhouding, want ons wil naderhand hê iemand anders moet
vir ons bid. Iemand anders moet namens ons hoor. Iemand moet vir ons die worstelwerk doen. Namens ons die wag insit saam by die Here se voete. En Pieter Lord skryf hieroor, hy sê, when we listen to friends, books, sermons or experts, we are making no commitment. We feel no real responsibility to act on what we hear. We can casually accept or reject the advice according to personal whim. Maar die oomblik wanneer jy self sit by die Here, self by hom hoor, jy kan dit gebruik as hulpmiddels, amper soos 'n waterstasie op 'n padwedloop, hierdie hulpmiddels, maar nie as die eindbestemming nie. Wat in my en jou lewe gebeur is, ons gaan sit by hierdie waterstasie en ons dink, dit is nou maar hoe die Here met ons praat, deur die preek of deur dit word 'n hierdie hulpmiddel word 'n substituut vir verhouding met die Here. En dit mag nooit nie. Dan is ons net waar die volk van ouds was, dan kry ons 'n Moses figuur in ons lewe. Ons word weer afhanklik van iemand anderste. Maar kinders van die nuwe verbond het direk toegang tot God self. En wanneer ons self by God hoor, verander daar 'n dinamiek in die verhouding. Dit wat ons hoor, kom met 'n ander gesag na vore, wat ons nie maar net kan sommer maar net kan ignoreer nie. Ons weet dat daar's 'n sekere gewig wat dit dra en 'n reaksie wat dit vra. Nog 'n vierde een is vestig verhouding bo tegniek. Ons leef in 'n era van kitsoplossings. En ook as ons praat oor 'n onderwerp soos hierdie, hoe hoor 'n mens God se stem, is waarskynlik die groot ding in almal se vrae, se gedagtes. Sê vir my, wat is die stappe? Watter metode gebruik jy? Wat is jou tegniek om by God te hoor? Maar die godsmanne skryf en sê dat verhouding is altyd bo tegniek. Dallas Willard skryf, we must also not be misled into thinking that there is some surefire technique for squeezing what we want to know out of God. Ons nie 'n tegniek nie. Verhouding beteken om te rus in hierdie intimiteit met God. Dis hoe ons sy stem leer ken. As daar 'n gedruis is en daar's 'n klomp kinders wat speel dalk by 'n speelpark of so, is dit altyd so interessant hoe 'n kleuter, jong dogtertjie, haar ma se stem net so kan eien bo al die gedruis, al die geskree van die kinders, al die ander ma se stemme, kan die dogtertjie net so haar ma se stem optel. Is nie 'n tegniek wat aangeleer is nie. Dis verhouding. Dis net van dag vir dag saam wees. So daar is nie kitsoplossings vir 'n ontvanger nie. Dis belê in 'n verhouding. Verwyder onsuiwer motiewe. Dis 'n 5de punt wat ek dink belangrik is. F.B. Meyer skryf in hy boek Guidance, so long as there is some personal thought of personal advantage, some idea of acquiring the praise and commendation of men, some aim at self-aggrandizement, it will be simply impossible to find out what God's purpose is concerning us. En is eintlik onmoontlik om ooit op 'n plek te wees waar daar nooit bymotiewe is nie, waar daar nooit onsuiwer motiewe ergens in ons hart is nie. Maar ek dink dit is gesond om nietemin bedag te wees en vir jouself af te vra, wat is die rede hoekom ek regtig God se stem wil hoor? Soorte bymotiewe wat uitspeel is byvoorbeeld dat dit nie eintlik vir my gaan om God se hart te hoor nie, maar eintlik omdat ons angs beleef oor die toekoms. Of omdat jy eintlik sal hoop dat deurdat jy by God hoor, kry jy 'n voordeel in hierdie lewe bo ander mense. Kry jy 'n kortpad na sukses, verseker dit vir jou sekuriteit of selfbevordering, selfbeskerming.
God se stem gaan dalk vir jou beteken versekering van gemak en veiligheid. En die ironie is dan met ander woorde dat hierdie obsessie wat 'n mens kan ontwikkel om God se wil te ken, God se stem te hoor, klink verskriklik geestelik, maar dit is eintlik super selfgerig. En daarom kom ons vra die Here, soos Dawid, deurgrond my hart, Here. En as jy agterkom, daar's goed in jou hart wat onsuiwer is, gee dit vir hom. Vra Here, reinig my van hierdie onsuiwere motiewe. Deel nog steeds met my u hart, maar ek is bewus van hierdie ding. Ek kruisig dit en ek lê dit neer, Here. Vergroot die plek van gebed in jou lewe. Byna elke een van hierdie Elies skryf oor die belangrikheid van gebed en dat daar geen plaasvervanger kan wees vir gebed en verhouding tussen gelowige en God in die onderskeidingsproses. Daar's net nie 'n plaasvervanger daarvoor nie. Maar dit is ook 'n ander soort gebed as net om te gaan sit en behoeftes uit te stort by die Here. Dis 'n soort gebed wat ook sit en luister. Stel jouself voor, jy gaan na die dokter toe en jy's siek, jy gaan plak jouself daar voor sy tafel neer en jy sê van dok, hier's my simptome en jy lys elke ding wat met jou verkeerd is en jy vra asseblief dok, dit sal rarig, kan jy vir my raad gee asseblief? En dan net voordat hy begin praat wat jy moet doen, dan staan jy op en jy loop uit. En eintlik is dit baie keer wat ons doen in gebed ook, ons kom en ons beskryf die Here en ons vra vir hom raad selfs, maar wag ons ooit op hom? Ek weet jy gaan vir my sê, die meeste van die kere gebeur daar niks nie. Voel dit nie vir my of daar iets is wat buitengewoon gebeur as ek net in teenwoordigheid van God net sit nie. Net by hom is nie. Dit voel vir my nie, daar kom 'n antwoord nie. Ek wil jou bemoedig, al voel dit vir jou so, hierdie is baie belangrik, hoor hierso wat skryf Thomas Ashbrook, oor die woestynvaders. The desert fathers teach that the Holy Spirit communes with our spirit in times of prayer, disclosing insights about ourselves, the world around us, and His will for us. This is spiritual communication, not intellectual, but in time our spirit communicates to our mind what God has said. So a while after we've been in abiding prayer, a thought or an insight pops into our mind. We have this sense that it came from God, but during our prayer time, we may not have been aware that any communication was going on at all. Die geestelike legacy wat binne in ons staan sê, jy net te wees by die Here. Jy dink al gebeur niks nie. Maar moenie val vir daai leuen nie. God se gees en ons gees, daar's 'n onbreekbare band. En met tyd kommunikeer ons gees naderhand met ons siege, dit wat God se gees in ons geplant het, en skielik pop daar 'n gedagte op by jou. As 'n antwoord of 'n leiding in dit wat jy oor gewonder het. So vergroot die plek van gebed, maar veral luister gebed. Vind 'n manier om te reageer, medegelowige. Ja, hierdie is vir my 'n verskriklike belangrike ene, so interessant. Die Here het ons liggame geskep op 'n besonderse manier. Hy het 'n senuweestelsel in ons gesit wat genoem word deur die mediese die reticular activating system, is in die breinstam. En wat hierdie bol senuweestelsel doen is, daar's heeltemal te veel stimuli om waar te neem. Alles gelyktydig, reuke, goed wat jy sien, hoor, alles is net te veel. So wat die RIS doen, is dit filtreer informasie. Dit filtreer die hele tyd informasie. En dit help jou om dan dit wat belangrik is in te neem en dit wat onbelangrik is een kant toe te sit. En dis hierdie RIS wat maak dat 'n ma byvoorbeeld kan slaap, vasslaap en dan huil haar babatjie en dan word sy dadelik wakker. Want daai klank is belangrik, daai
Stimuli is belangrik. En dis hierdie RIS wat kan maak dat jy kan by die lughawe bly en naderhand hoor jy net nie meer die vliegtuig, dit pla jou glad nie meer nie. Want die RIS skakel daai stimuli uit, onderdruk dit, want is net nie belangrik nie. En dit is 'n geweldig belangrike neurologiese werking in ons liggame. Dit het te maak met verskriklik baie goeters, soos byvoorbeeld positiwiteit, negativiteit. As jy ingestel is op, kom ons sê, die land van ons is 'n mooi plek, dan naderhand sien jy 'n klomp mooi goed. En as jy iemand is wat meer swartgallig is, dan is dit naderhand al wat die RIS maak, dit is wat jy sien. Nou as ons sê dat ons ontvanklikheid kweek vir God se woord, wat die RIS doen is, hy loop en soek. Hy loop en soek en hy hoor hierse skrifgedeelte wat ons ook by die kerk gelees het. Is dit toevallig dat hierdie skrifgedeelte nou ook hier gelees word? Is dit waar andersins sou jy dit heeltemal gemis het? Maar omdat jy nou 'n premie plaas op dit, word jy bewus van dit. Dis soos 'n ma wat skielik 'n babatjie kry, skielik sien sy oral stootwaandjies. Maar hier is die ding van die RIS, hierdie senuweestelsel. Vir dit om aan te hou funksioneer, moet daarop gereageer word. As die ma wakker word van die babatjie en sy besluit, nee, ek gaan die stem squish, my man kry dit reg, ek gaan ook net deur dit slaap. Na 'n paar aande, dan kan sy deur dit slaap, sonder dat daardie stimuli meer waargeneem word. En daarom vra dit, as jy wil hê, ietsie moet vir jou belangrik bly, dan moet jy maniere vind, om dit op die kleinste manier net weer te versterk. So as dit gaan oor God se stem, dan vind ons 'n manier om, as ek voel 'n gedagte kom na my toe, God praat met my, skryf dit neer. Of deel dit met jou lewensmaat dalk, of met 'n vriend of 'n vriendin, om net ietsie daarop te kan reageer, is jy besig om dit te versterk. En dit is krities belangrik, want die RIS gaan help om dit volhoubaar ook nie te kan hoor. Versoek ook die regte ingesteldheid. Vir baie van ons is die soeke na die wil van die Here 'n intellektuele, kognitiewe ontdekkingsproses. Dit is amper klinies, ons moet net weet wat die regte ding is om te doen. Maar eintlik gaan dit oor baie meer as net 'n kliniese, intellektuele onderskeidingsproses. Word dit in diepste gaan as 'n gewilligheid om God se wil te doen. 'n Ingesteldheid om dit te wil doen. F.B. Meyer sê, we have no direct control over our feelings, but we have over our will. Our wills are ours to make them God's. God does not hold us responsible for what we feel, but for what we will. In His sight, we are not what we feel, but what we will. Wat hy daardeur bedoel is, ons sien dit, hoe Jesus sê dat, hy sê in Johannes 5:30, hy doen niks wat nie God se wil is nie. Hy doen die heeltyd net dit wat God se wil is, en hy wil dit doen. Maar dan vind ons hom in Getsemane. Skielik wil hy nie dit doen nie. Skielik is daar emosie wat opbou. En hy moet sy eie wil weer ondergeskik stel aan die Vader se wil. En hy doen dit tot so mate dat toe hy daar opstaan, toe wil hy. Hy het sy eie wil onderwerp aan die Vader se wil. En gee hy daardeur vir ons ook 'n voorbeeld. Dit is nie net 'n kliniese, intellektuele ontdekkingsproses nie, maar 'n ingesteldheid, 'n besnedenheid van hart, wat God soek by ons. Volg die weg van beskeidenheid. Miskien is 'n groot weerstand in hierdie gesprek oor hoe hoor ons God se stem, juis vanweë mense wat
met dit op hulle mou loop, toe sê die Here dit vir my, en toe sê die Here dit vir my, dat dit nou dan klink asof hulle soos in dieselfde WhatsApp groep is, of so, jy het net 'n direkte lyn met die Here. En dit raak baie manipulerend, elkeen van ons het dit al ervaar, ook as mense so praat, hoe kan jy eintlik teen so 'n persoon gaan, want die persoon is so oortuig dat wat hulle gehoor het is van God af, dat as jy nou sou anders sê, is jy eintlik teen God. So dit raak nogal baie manipulerende manier van praat. En daarom maan Dallas Willard ook, when God speaks to us, it does not prove that we are righteous or even right. It does not even prove that we have correctly understood what he said. The infallibility of the messenger and the message does not guarantee the infallibility of our reception. Humility is always in order. Net omdat ek dink ek het van die Here af gehoor, en omdat ek weet God is verseker, die probleem lê nie by hom nie, die afsender nie, en ook nie by die boodskap nie, maar dit beteken nie dat ek korrek gehoor, daar kon geraas intree in hierdie kommunikasieproses. En daarom is die weg van beskeidenheid altyd die beste. Ek en jy moet maniere vind om hierdie te temper, om nie mense ongemaklik te maak met, en toe sê die Here dit vir my, en toe sê die Here, maniere, miskien om te sê, toe kom hierdie gedagte by my op, of ek dink, dis wat die Here vir my gesê het, is 'n baie goeie voorbeeld in die Bybel. Jy weet van Nehemia, wie die Here gelei het om terug te gaan, weg van Kores af, uit Persië, terug uit na die beloofde land toe, en dan die stadsmuur te gaan bou, en hy het hierdie ongelooflike guns by die koning gekry, en hy is toe fort terug na Jerusalem toe, om die stadsmuur te gaan bou. En dan lees ons hier in Nehemia 3 vers 11, ek het in Jerusalem aangekom, en na ek 3 dae daar was, is ek die nag stilletjies uit met 'n paar man by my. Ek het vir niemand gesê wat my God my in die hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Nehemia self, ten spyte van hierdie dramatiese guns wat God vir hom gegee het by die koning, kom hy nie daaraan en loop hy met dit op sy mou en sê, God het vir my gesê, kyk luister, moenie met my tee praat nie, God het vir my gesê, ons gaan hierdie muur herbou, en moenie met my tee praat nie, dan gaan julle nou teen God in. Dis net nie hoe hy dit doen nie. Ek dink hierdie spreek verskriklik baie vir my. As ons beskeie is dit nie dat ons ongelowig is, of dink dat ons noodwendig dat daar 'n fout is nie. Ons moet die weg van beskeidenheid volg. Die laaste ene, vra vir verligting deur die Gees. Is ook 'n punt wat A.W. Tozer maak, want ons staan in 'n tradisie wat baie maak van die Bybel, en ek is so bly, dis hoekom ek my in hierdie kerkgenootskap bevind, wat onwrikbaar geanker staan op die woord, en wat daarop aanspraak maak dat God nooit ietsie sal sê wat afwyk van die woord nie. Ek meen, is ononderhandelbaar vir my. En Tozer staan ook in so kerklike tradisie om te sê, God se woord is primêr, hoe God praat. Maar dan gaan Tozer voort en hy sê, hy waarsku dat dit lei daartoe dat mense dink dat as jy met ander woorde net meer en meer goeders begin weet van God se woord, dat jy dan met ander woorde God se wil moet ken. En dan vra hy die vraag, now otherwise stated, is revelation enough or must there be illumination? Revelation bedoelend openbaring in God se woord, die openbaarmaking van wie God is in die woord. Is dit genoeg? Is die Bybel genoeg? Tozer sê nee. Ons eie kerk, Calvynele, sê ook nee. Dan moet 'n verligting kom deur die Heilige Gees,
Sonder 'n kragtige werking van die Heilige Gees bly hierdie Bybel net papier. Laat dit ons onaangeraak. Dan moet verligting kom. En daarom, medegelowige, lyk 'n geskikte ontvanger so dat ons mense sal wees wat konstant ons laat vervul deur die Heilige Gees. Ons lewens onderwerp aan hom en vra, vul my Heilige Gees, praat met my, deur die bladsye van hierdie Bybel, ek wil dit verwag. Maar is nie 'n kliniese, intellektuele proses nie. Hoe hierdie geskikte ontvanger met ander woorde lyk. Verjaag vrees, moenie bang wees nie. Jy hou nie jou stand voor Christus in stand nie. Die Here doen dit. Verwag dat God sal praat. Ons wêreldbeeld moet nie gesluit wees nie. Vermy tussengangers. Moenie substituie meer. Moenie tevrede wees met tweedehandse inligting van die Here nie. Kry dit eerstehands by hom. Vestig verhouding bo tegniek. Verwyder onsuiwere motiewe. Vergroot die plek van gebed, luister gebed. Vind 'n manier om te reageer. Klein, maar vind 'n manier om te reageer en dan gaan jy al meer hoor. Versoek die regte ingesteldheid, 'n gewilligheid van hart. En volg die weg van beskeidenheid en vra vir verligting deur die Gees. Amen.